Hallo julle, vandag kyk ons na 'n vraestel, Junie 2022 van die Gauteng provinsie, vraag 7. Dit sê, die skets hieronder verteenwoordig die grafiek van f van x is a op x minus b plus q, t die punt 5,3 is op f. Nou ja, hier kan ons dit duidelik sien, daar is die punt t, en ek kan ook sien dat ek 'n vertikale asymptoot hier het, by x is gelyk aan 4, en 'n horisontale asymptoot daar het, by y is gelyk aan 2. Goed, so dis wat vir ons gegee is. Hulle het verder gesê dat die vergelyking van f maar y is gelyk aan a op x minus b plus q is. Reg, kom ons begin met die vraag. Nou, ek wil maar eers hierdie wegvat, want ek wil plek maak vir myself. Goed, vraag 7.1. Bepaal die waardes van a, p en q. Nou ja, hier is ons vergelyking. P gee altyd vir my die vertikale asymptoot, en ek kry die waarde by waar ook al die asymptoot is. So in hierdie geval is die asymptoot by x is gelyk aan 4, so p gaan gelyk aan 4 wees. Dis belangrik om daarop te let, hulle het reeds vir ons 'n minus in die vergelyking gegee. As hulle sou sê, kom ons kry net 'n pen, as hulle sou sê, x plus p plus q, dan sou die waarde van p minus 4 gewees het, want p is altyd 'n getal na die minus. 'n ander manier sou wees om hieraan te dink as dit beweeg na links. Maar goed, dit is nie vir ons gevra nie. Hulle het vir ons 'n vergelyking gegee met a op x minus b. Q nou weer is altyd die horisontale asymptoot. Met ander woorde, hoeveel het die grafiek opbeweeg hier van die x-as af? Wel, hy het 2 eenhede opbeweeg. En a moet ek dan uitwerk, my vergelyking weet ek nou al is y is gelyk aan a x minus p plus q. So as ek die punt t vat, wat 5,3 is, dan kan ek dit nou maar net in die vergelyking vervang. Onthou, daardie is x en y is 3. So dan kry ek 3 is gelyk aan a op 5 minus 4, want ek weet mos dat p 4 is, en q is 2. Goed, as ek hierdie 2 oorvat na die ander kant toe, dis gewoonlik die maklikste manier, dan kry ek 3 minus 2 is 1, is gelyk aan a op 5 minus 4, wat ook 1 is. Dus a is gelyk aan 1. So nou weet ons dat hierdie vergelyking, alhoewel hulle nie vir die vergelyking gevra het nie, hulle het net die 3 waardes gevra, daardie 3 waardes, wil ek graag die vergelyking neerskryf. Dit is 1 op x minus 4 plus 2. Ons mag dit dalk in van die volgende vrae nodig kry. Reg, ek kan nou maar hier uitvee. Vraag 7.2. Skryf die vergelyking van h neer as h die grafiek van f is, waar a kleiner as 0 is. So, wat daarvan is hierdie a negatief is? Hoe sal die vergelyking dan wees? Nou, ek dink hulle verwag net dat jy moet sê min 1 op x minus 4 plus 2.
kyk, dit is net 1 punt, en ons het net die A negatief gaan maak. Die grafiek sou dan nou in hierdie 2 kwadrante hier gelê het, nee. Goed, vraag 7.3. Skryf die waardeversameling van F neer. Nou ja, hierdie is die grafiekie van F. So, my waardeversameling is altyd my y-waardes, en y is 'n reële getal, maar omdat ek hier 'n asymptoot het op y gelyk aan 2, mag y nie 2 wees nie. Vraag 7.4. Indien die grafiek van F gereflekteer word in die lyn y is gelyk aan minus x plus c, en die nuwe grafiek lê op die grafiek van y is gelyk aan fx, bepaal die waarde van c. Nou ja, ek het daar heelwat plek nodig, so kom ons skuif net alles hier weg. Dan kan ek hierdie een hier opskuif, en ek kan hier 'n bietjie uitvee. Kom ons kyk, daar is vraag 7.4 nou. Indien die grafiek van F gereflekteer word, so dit word gereflekteer in die lyn y is gelyk aan minus x plus c, en die nuwe grafiek lê op die grafiek van F, bepaal die waarde van c. Nou, y gelyk aan minus x plus c sal 'n reguit lyn so wees, en eintlik weet ek dat dit een van die simmetrieasse moet wees. Dis hoekom ek hom sommer dadelik deur die punt geteken het waar die simmetrieasse mekaar ontmoet, want dis net vir 'n simmetrieas wat die 2 helftes op mekaar gaan lê wanneer ek dit reflekteer. So, het kom daarop neer, as ek my boek op die simmetrieas sou toemaak, dan gaan die 2 helftes op mekaar wees. So wat hulle eintlik vir my vra is die vergelyking van die simmetrieas met 'n negatiewe gradiënt. Ja, ek weet daar's nog 'n simmetrieas, hierdie een, met 'n positiewe gradiënt, maar hulle het baie spesifiek vir die negatiewe gradiënt gevra. So die koördinate van daardie punt is 4 vir x en 2 vir y. So ek weet nou dat ek het y is gelyk aan minus x plus c, en nou gaan ek die punt 4, 2 invervang. So in x se plek het ek 'n 4 en in y se plek het ek 'n 2. Dit gee vir my minus 4 plus c. Beweeg die minus 4 oor, dan kry ek 2 plus 4 wat 6 is gelyk aan c. Hulle vra net die waarde van c, so ons is klaar. As jy wou, kon jy maar die vergelyking skryf, plus c, plus 6. Reg, daar is die hele vraag.